Hallo maats, hoe gaan het? Ons leer alweer, want leer is lekker. So, ons leer weer oor die Bybel. Ek gaan vir julle 'n paar vragies vra, algemene vragies oor die Bybel. Ons gaan lekker saam leer en jy gaan 'n beter idee kry van wat in jou Bybel aangaan. So, kom ons begin sommer vinnig met die eerste een. Ek gaan vir julle vra, weet julle wat is die langste boek in die Bybel? Is dit A. Psalms, B. Gesange, C. Matteus? B is nie gesange, nee, is nie gesange nie, dis nie 'n boek in die Bybel nie, nee, dis A. Psalms. Goed. Volgende vraagie. Kom ons kyk. In hoeveel dele is die Bybel verdeel? A. Net 1 deel. B. 2 dele. C. 5 dele. B. Dis reg. 2 dele. Kan julle vir my sê wat is daai 2 dele? Ja, dis die Ou en die Nuwe Testament. Goed. Hoeveel boeke is daar in die Ou Testament? Is dit A. 32, B. 27 of C. 39 boeke? Dis reg? C. 39 boeke. Goed. Nou vir die Nuwe Testament. Hoeveel boeke is daar in die Nuwe Testament? Goed. A. 27, B. 19, C. 32. A. Dis reg. 27. Nou moet ek kyk of julle somme kan doen. Hoeveel boeke is daar in die hele Bybel? Oud en nuut saam. Is dit A. 59, B. 66 of C. 63? Ja, julle het opgelet. Dit is B. 66. Kom ons kyk, ons is nou die langste boek in die Bybel, nee. Kom ons kyk, wat is die kortste boek in die Bybel? Is dit A. Johannes, B. 3 Johannes of C. Ester? Dis reg. B. 3 Johannes. 3, nie 1 nie, 3. Sharp. Goed, kom ons kyk na... Wie het die meeste van die Nuwe Testamentiese boeke geskryf? Was dit A. Moses, B. Judas, C. Paulus? Dis reg. C. Paulus. Volg op met die vragie, wie het die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskryf? Was dit A. Moses, B. Paulus of C. Jesus? Dit is eintlik 'n bietjie moeilike vraag, want eintlik het Jesus hulle almal geskryf, nee. Maar die man op aarde wat die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het, was A. Moses. Dis reg. En hulle was genoem die wetboeke of die Pentateug. Pentateug. Weet jy of daai woord bietjie te hoog is vir julle nie, maar julle is baie slim, so ek dink nie so nie. Goed, nog 'n vraagie. Hoeveel disippels het Jesus gevolg? Goed. Of
Jesus het hoeveel disippels gehad? Kom ons stel dit so. A, 12, B, 10, C, geen. Nou, dis bietjie maklik, nee, ja. A, 12, dis reg, daai was heeltemal te maklik. Kom ons kyk vir 'n moeiliker een. In watter taal was die Ou Testament meestal geskryf? Was dit A, Hebreëus, B, Latyns, C, Grieks? Yes, weer A, Hebreëus. Nou die opvolgvraag. In watter taal was die Nuwe Testament meestal geskryf? A, Hebreëus, B, Latyns of C, Grieks? Dis korrek. Grieks. Okay, hoeveel gebooie het Moses op die kliptafels uitgekap? Julle moet dit weet. Julle moet dit weet. Okay. A, 8, B, 10, C, 12. Dis reg. 10, B. Goed. Kom ons kyk. Die Bybel het eintlik so baie vrae wat jy kan vra uit die Bybel uit. Ek gaan vir julle 'n baie oulike vraagie vra. 'n Baie oulike een. Wat is die kortste vers in die Bybel? Die vers sê, Jesus het geween. Goed, dit gaan oor die stukkie van Lazarus, né? So, die kortste vers is dit. Johannes 11 vers 35 A. Matteus 3 vers 5 B. Markus 3 vers 10 C. Dit is 'n bietjie moeiliker een, hè? Ek dink julle gaan hom moet reg raai. Ja, dis A. Johannes 11 vers 35. Okay. Nog 'n maklike ene, net om vir julle 'n bietjie verligting te gee van die moeilike vrae. Hoeveel dae en hoeveel nagte was Jona in die vis se maag? Was dit 5 dae en 5 nagte A, 3 dae en 3 nagte B, of 1 dag en 1 nag C? B, dis korrek. 3 dae en 3 nagte. Dis ook hoe lank Jesus in die graf was voordat hy opgestaan het uit die dood uit, nee. 3 dae, 3 nagte. En dan die laaste vraagie wat ek vir julle het. En ek weet julle gaan hom ook reg hê, maar ek moet hom vra. Wie is die hoofpersoon waaroor die Bybel gaan? Is dit A vir Jesus, B vir Moses of C die mens? Dis korrek. A, Jesus. Mag jy Jesus op jou hart dra, altyd. Hy is ons alles. Die woord is waarheid en die woord hou ons op die pad. Dit is baie belangrik dat jy die hele Bybel ken. En dit kan ook baie lekker wees. So, ek hoop julle geniet al die vrae wat ek gevra het en dat dit julle sommer baie wyser en slimmer gemaak het en julle bietjie gehelp het om excited te raak, opgewonde te raak oor die woord van God. Totdat ek julle weer sien. Bye!